Wat 'n voorreg om vanaand saam met jou te kuier. Vir my Pastor Stef altyd baie lekker om saam met jou in die teenwoordigheid van die Here te kuier. En natuurlik weer kan jy glo Dinsdag lekker aan die gang. Glo jy snoesig warm onder die komberse. Ek sien in baie dele van ons land sneeu dit en haal dit en kapok en reën en koud. Nou wel hier waar ek is by die eiland Spa. Môreoggend op pad terug huis toe, was 'n goeie tyd gewees en lekker ook in die area bedien. Maar is nou tyd om terug te gaan huis toe en natuurlik besig te wees weer met klomp ander dinge. Nou wel, ek wil vir jou sê, terwyl hierdie week aan die gang is en so vol, jy weet, met so vol spoed weggespring het, kan dit nie anders as om sommer maar net met jou hierdie woord te deel, om nie op te gee in die middel van jou wedloop, in die middel van jou reis, in die middel van jou seisoen. Want dit is waar ons baie keer is, moeg en moedeloos, en ons wil opgee. Kom ek jy bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons na U toe kan kom met alles. Dankie vir guns, dankie vir genesing, dankie vir liefde, dankie vir genade, dankie vir blydskap, dankie vir vrede, dankie vir voorsiening, dankie vir oorwinning. Dankie dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. Genade dat ons U ken en U aangeneem het. Die prys wat U betaal het, 'n onbeskryflike prys. Ek eer U vir hierdie man en vrou wat saam kuier, om te hoor wat U ook vir my en hulle in stoor het. Here, seën haar, seën hom, op elkeen se tog, in ons wedloop, en terwyl ons hierdie woord hoor ook, Here, is my gebed dat U by haar sal stilstaan, by hom sal stilstaan, omvou hulle met krag, vou hulle met sterkte, met wysheid en met insig. Here, dankie, dat ons kan kom om te sê, daar is niemand soos U nie, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vir my Pastor Stef altyd lekker om saam met te kuier, dan wil ek vir jou sê, ek sal nooit aan jou boodskap stuur om in enige skema te wil belê nie. Ek wil jou aan 'n goeie plan voorstel, of sommer maar net met jou gesels en ek doen dit nie. Daai is scammers, jy kan hulle maar net rapporteer en blok. Ongelukkig gebruik baie my profiel, my fotos en ook so van my boodskappe om mense te vang. Ek sal dit nooit doen nie. Moet nooit betrokke raak in enige van sulke scams nie. Dan, dankie vir jou, wat in Pastor Stef my lewe belê, deur gebed, en ook so my opdra aan die Here, vir my en my huisgesin, ons waardeer dit, mag die Here U ryklik seën, vir jou wat ook finansiëel bydra, God se rykste seën. Hoekom ek met jou deel, die tema, moenie opgee in die middel van jou reis nie, want jy mag moeg wees, jy mag seer gekry, en dalk teleurgestel wees, maar jy is nie klaar nie, en ek is hier om vir jou te sê, jy is nie klaar nie. Die feit dat jy en ek, Boeta, Sissa, nog asemhaal, beteken dat God nog met jou en met my besig is. Die feit dat jy nog lê en luister na die boodskap, of sit en luister, dalk ry en luister, wil ek vir jou sê, beteken dit, dat jou en my storie is nie verby nie. Matteus 14, wil ek vir jou, vers 28, sommer net so opsom, tot vers 31, want wat God begin, sal hy kom voltooi. En ek wil jy moet dit baie duidelik hoor, wat God begin het in jou en in my lewe, hy sal dit voltooi, hy sal dit klaarmaak. Toe antwoord Petrus hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En Jesus sê, kom. Nie 'n lang gesprek nie, nie 'n verduideliking nie, net kom. Want jy sien, wanneer Jesus praat, het jy nie altyd
al die antwoorde nodig nie, jy het net sy woord nodig. Het is so belangrik om die woord van God te ken, hè. Ek het dit, ek dink vanoggend gesê, jy weet, ek en jy moet bid, tot ons God se stem hoor, met ons spreek. En nou bring dit my by hierdie punt, dat jy kan reg begin, in jou lewe, en tog hier in die middel, begin ons te twyfel. Ai, en sien ek dit nie so baie, dat ons twyfel, sien ons dit nie so baie, dat ons handdoek ingooi, en kyk na Petrus, hy het nie verkeerd begin nie, hy het nie in ongeloof begin nie, Petrus het nie in rebellie begin nie, hy het in geloof begin in sy lewe, en selfs in hierdie gedeelte, wat ek nou net so voorgehou het, terwyl ander in die boot sit, klim Petrus uit. Terwyl ander praat, vertrou hy. Ons hoor dit baie ook. Baie om ons is passief en nie aktief nie. Baie om ons praat en doen niks nie. En ek voel om vir iemand te sê, jy het reg begin, jy het met ywer en vuur begin, jy het met passie begin, jy het met 'n visie begin, jy het in trane tot God gebid, jy het in geloof gesaai, elkeen van ons iewers in ons lewens met hoop gebou. Maar toe het die wagtyd gekom, dat niks gebeur nie, en die oorlosie stap, die wagtyd, die teleurstellings kom, die storms het gekom, en nou sit ons baie keer en ons wonder, wat het gebeur? Hoor my vandag, net omdat jy sukkel, beteken dit nie, dat jy het verkeerd gehoor nie. Net omdat dit moeilik raak, beteken dit nie, dat God jou en my verlaat het nie. Dink aan 'n vliegtuig. Wanneer hierdie vliegtuig opstyg, is almal opgewonde. Wanneer dit land, is dit so dat baie mense hande klap. Maar dat tussen die wolke en die storms, wanneer daar turbulence, dan begin mense paniekerig raak en die liggies begin flikker en jy moet jou belt aansit, jou veiligheidsgordel. Maar dit beteken nie dat as die turbulence daar is, dat die vliegtuig gaan val nie. Hy beweeg nog. Ek en jy moet besef ook dat ek voel, die Heilige Gees wil vandag vir jou kom sê, daar waar jy nou sit, daardie skuddings wat nou tans in jou lewe besig is om af te speel, beteken nie, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan onderdeur gaan nie. Dit beteken eintlik maar net jy beweeg na jou bestemming toe. En op hierdie pad van jou en my, na die eindbestemming, na die seisoen wat God vir jou en my instoor het, is dit altyd so dat op pad daarna toe, is daar altyd hierdie bewings. Dan tree ongeloof in, moedeloosheid, hopeloosheid. Ek sal nie, en ek wil jy moet hoor wat ek nou vir jou sê, en ek wil hierdie verklaring maak om te sê, ek sal nie my bestemming mis, omdat my proses tans ongemaklik voel nie. Sê dit, ek sal nie in die middel van my wedloop stop nie. En jy wat nou luister, wat voel dit is nou genoeg? Jy wat nou net gesê het, ek is klaar, wil ek vir jou sê, dat jy moet hoor, dat God is nog nie klaar nie. Fokus bepaal, of jy gaan sink,
en of jy op die water gaan loop. Daai fokus. Maar die Bybel sê, toe Petrus na die wind kyk, toe begin hy sink. Nie toe die storms begin het nie. Die storms was reeds daar. Hy sink, toe sy fokus geskuif het. Hierdie is kragtig, want baie mense word nie vernietig deur die storms nie. En ek sien dit elke dag om my, hulle word vernietig deur op die verkeerde te fokus. En in hierdie dag en uur is ons geneig om te fokus op die verkeerde. Hebreërs 12 sê in vers 2, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, nie op my storms nie. As 'n paar goed wat jou in my fokus steel. En ek gaan dit sommer net so vir jou noem. Finansiële druk, verwerping, vertraging, vergelyking en vrees. Dis wat jou en my roof en van ons steel. Eerstens daai finansiële druk, daai rekeninge, daai skuld, daai tekortkominge. Die vyand probeer jou fokus te steel om jou in 'n ongemaklike posisie finansiëel te plaas. En moontlik is jy nou daar in jou lewe wat jou besigheid nie goed doen nie, kontrakte kom nie in nie, werk verloor. Jy luister na die gerugte van afbetalings. En ewe skielik fokus ons as gevolg van hierdie finansiële druk op die storms. En dit steel my fokus. Tweedens, wat ek soveel keer raak sien, is verwerping. Ai, mense wat teen jou en my draai. Dan voel ons verwerp. En dan verloor ons fokus. Ek wil vir jou sê, haal jou oë van die mense af. Dis die storms. Fokus op Jesus. Fokus op sy woord. Fokus op sy beloftes. Fokus op God. Want ek en jy kan so maklik as ons fondasie op mense bou en nie op God nie. Hulle gaan jou teleurstel. Jy gaan verwerping ervaar. Jy gaan in jou fokus verloor en dan wil handdoek ingooi. Pas op, dat jy nie te vinnig jou oë van God afhaal en na mense kyk. Jou fokus verloor, daai finansiële druk, en dan ook natuurlik daai verwerping. Bring my by 'n derde punt wat maak dat ons fokus verloor. En dit is baie keer omdat dit tyd vat, die beloftes van God tot om vervulling te kom. En ek sal sê nommer 3 is vertraging, want jy sien wanneer dinge nie vinnig gebeur nie. Want ons wou ons al gehad het, dit ons gister gebeur het. God is nooit laat nie. God is nooit ooit laat nie. Hartseer, dat wanneer daar 'n wagtyd is, beteken nie dat God afwesig is wanneer dit nog nie tot vervulling gekom het nie. En in hierdie vertraging van wag, moenie jou fokus verloor nie. To live up with the Joneses, om jouself te wil vergelyk met iemand anderste, hoekom word ander geseën en nie ek nie? Moet ek by 'n plek kom om te besef dat my bootjie is my bootjie en my pad is my pad. My stap is vir my uitgelê. My voetspaadjie moet ek stap. Kan nie die buurman vra nie. Kan nie jou vrou of jou man vra om jou te dra nie. Moet ook nie na hulle kyk nie. Want hulle pad is nie dieselfde as jou pad nie, en dit wat God vir jou instoor het, Boeta, Sissa, is uniek. Hou aan stap, maar moenie in hierdie prosesse te wil opgee nie. Moenie in hierdie, tot wat ek oor gepraat het, daai bestemming te bereik, jou fokus verloor nie. As jy nou na die laaste paar boodskappe geluister het, wat ek bedien het, en jy is gister se boodskap, God het vir jou bestemming instoor. Moet jy nie vergelyk nie. En
2026 is hierdie punt nommer 5, wat die duiwel gebruik om ons fokus te steel en van ons te roof, is hierdie 'n groot realiteit, vrees. Mans en vrouens in hierdie dag en uur, wat vrees. Wat as dit nie uitwerk nie? Stef, hoekom so lank? Maar vandag sê God, hou jou oë op my gefokus. Nie op mense nie, nie op omstandighede nie, nie op statistieke nie, nie op die verlede nie. Op Jesus. Waarop jy fokus, waarop ek fokus, is wat gaan groei in my en jou lewe. As jy op probleme gaan fokus in hierdie dag en uur, gaan vrees groei. As jy op Jesus gaan fokus, wil ek weer sê, sal geloof groei. Ek verklaar dat elke verkeerde fokus breek vandag in Jesus se naam. Elke geestelike verwarring moet gaan. Elke geestelike verwarring in jou lewe moet gaan. Elke leuen van die vyand wat oor jou lewe uitgespreek is. Elke leuen van die vyand wat wil kom roof en kom steel, moet val. In Jesus se naam. Bring my by 'n volgende punt. Jesus red mans en vrouens en huwelike en kinders wat na God roep. Toe Petrus begin sink, bid hy nie 'n lang gebed nie, hy sê net, Here red my. En die Bybel sê, Jesus steek dadelik sy hand uit. Nie môre nie, hy gaan nie volgende week nie, hy dadelik. En ek voel om jou wat nou luister hieraan te herinner, dat God reageer op eerlike gebede. Jy hoef nie perfekte woorde te hê nie. Jy hoef nie supergeestelik te klink nie. Jy hoef nie 'n mooi stem te hê nie. Ons moet net roep na hom. Want as daar nog 'n roep is daar nog hoop vir jou en my. As daar nog trane is daar nog hoop. As daar geloof is daar nog hoop. Ek het dit soveel keer al in ons aanlyn kerk gesê, die verhaal van Job. Want Job verloor sy kinders, sy besitting, sy gesondheid, sy vrede. Maar hoor sy geloof. En hierdie moet jy vashou. Al sou hy my doodmaak, nogtans sal ek op hom hoop. Nogtans sal ek op hom hoop. As die dinge om jou te veel raak, nogtans sal ek hoop. Dis nie geloof op die bergtop nie. Dis geloof hier in die middel, en ek voel, daar waar jy nou is, die Here sê, jy mag dalk nou in die middel wees, maar jy is nog nie op jou einde nie. En ek kom net om jou vandag daaraan te kom herinner op jou reis. Ek het dit soveel keer in my bediening gesien, dat die boot van gemak kan jou bestemming steel. En baie keer is gemeentes en mans en vrouens en leierskap en selfs in besigheid het gestagneer. We must be on top of it. Petrus moes uit die boot uitklim. Jy sien, die boot was veilig, die boot was gemaklik, die boot was bekend aan hulle, maar sy wonderwerk was buite die boot, in die storm. En jy's nou in 'n storm.
Jy's nou in die middel van alles. Ek praat met jou vandag. Jy gaan nie jou jy gaan nie die volgende vlak, die volgende seisoen, die volgende periode van jou lewe in kan beweeg, in gemak vind nie. Jy gaan nie daai volgende in gemak vind nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Jy gaan dit alleenlik in gehoorsaamheid vind. Party mense bid vir oop deure. Ek het dit soveel keer gehoor in bidkamers en by plekke waar ek optree, hoe bid hulle vir oop deure. Maar hulle wil nie uit die boot uit klim nie. Hulle bid vir wonderwerke, maar hulle wil nie in die geloof uit die boot uit klim nie. Party mense bid vir groei, maar hulle hou vas in gemak. En dalk is dit nou tyd dat jy uitklim, weg van die vrese, weg van die storms, weg van die woorde van mense, die opinies van mense. Maar God sê, as jy wil loop op die water, as jy wil die visies onder jou voete voel sny, moet jy die boot klim. Sjoe. Die middel is waar karakter gevind word en gevorm word. Dis daai integriteit, dis daai plek waar baie van ons die toets dop. Niemand hou van die middel nie. Niemand hou van op die slegste en op die moeilikste tye. Dis voel dan vir jou of God jou verlaat het. Want in die middel word geloof getoets, word karakter gevorm, word identiteit natuurlik gevestig en word vertroue gebou. Jy sien, Boeta, Sissa, dit is in die middel waar God jou sterker maak. Ek sê dit vir iemand in die week, want bestemming word nie net ontvang nie. Dit word gevorm. Kyk na 'n rusby, gaan in 'n kokon. En daardie plek lyk dit in sy lewe of niks gebeur nie. Maar binne-in is transformasie besig om plaas te vind. Onder die grond saad ontkiem en is besig om te groei onder die grond. Niemand sien dit nie. Ek wil oor jou lewe kom profeteer vandag. Wat vir ander lyk so stilte, wat vir jou lyk so stilte, is eintlik 'n oomblik van voorbereiding. Wat lyk asof dit vertraging is van besigheid en finansiële deurbrake en gesondheid deurbrake en in jou verhouding deurbrake. Wat lyk soos 'n vertraging, is eintlik ontwikkeling. Ek praat nou met jou wat luister, om vir jou te sê, jy wou opgee, jy wou tou opgooi, jy wou dalk moontlik, of jy het dalk van jou drome alreeds begrawe. Jy het dalk ophou bid, en jy is dalk op 'n plek om te sê, ek gooi handdoek in, want in hierdie krisis wat ek is, voel, dat dit 'n geloofskrisis geword het, want ek kan maar dalk net godloos ook wees. Want dit voel of ek alleen nie deurgaan. Jy wil ophou glo. Maar die Here sê, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, moenie nou in die middel van jou wedloop stop nie. Moenie nou op hierdie, is gevaarlik om nou te wil rondkyk, terug te wil kyk, jou fokus te verloor. Want jou kinders het jou nodig, jou vrou het jou nodig, jou man het jou nodig, pastoor, jou bediening het jou nodig, dominee, jou bediening het jou nodig. En elkeen van ons het identiteit. En jou roeping het jou nodig. Weet jy, ek moet dit vir jou sê, jou deurbraak, wat jy voorbid is nader as wat jy dink. Jou man, jou vrou het jou nodig. Jou besigheid het jou nodig. En ek verklaar, wat nie kon oopgaan nie, gaan oopgaan in Jesus se naam. Wat dood gelyk het, gaan begin lewe. Wat vertraag was,
gaan versnel. Dankie Here vir hierdie spoedige deurkom van u wil in sy en in haar lewe. Wat gebreek was, sal God kom herstel. Ek sal nie opgee nie. En ek wil hê jy moet, daar waar jy nou sit, dit ook jou hart maak. Om te sê, Pastoor Stef, ek vat hierdie woord, en ek bely dat ek sal nie opgee nie. Ek sal nie sink nie. Ek sal my bestemming bereik. Ek wil vir jou sê, terwyl Abraham hier met Isak opgegaan het, het God Aram hierdie kant gestuur. En as hy in die middel van hierdie koppie opgegee het, wanneer hierdie bergreeks opgestap het, en so het God ook in die ander kant voorsien. En ons is baie keer amper daar, en dan draai ons om, en ons mis uit op die wonderwerk, ons mis uit op die deurbraak, ons mis uit op die geleentheid. En ons moet juis hoor wat God vir ons sê, en dit is juis om uit die boot uit te klim. Ander is gemaklik daarin. Vertrou God. Soek die Here met alles. Vat God op sy woord. Bepeins die beloftes uit sy woord. Wag op die Here. Wees sensitief vir die Heilige Gees. Dit vra vir jou en my, om my eerste stap te neem, uit ons gemaksoon, om uit te klim. Die boot was vol, maar Petrus was buite. Dis net Petrus wat kon sê, hoe dit voel, om op water te loop. Die ander kon dit aanskou, ander het dit nie beleef nie. En ek en jy baie keer verloor ons fokus, omdat ons rondkyk. Here, en dankie dat ons mekaar reguit kan sê, ons gaan goeie moed hou. Here, baie dankie dat ek vir hom kan bid, vir haar kan bid, wat in hierdie wedloop moeg geraak het, vir elkeen wat in hierdie storms van hulle lewens voel, of alles stil staan, en hy dalk in die middel van alles nou sit, en sy daarin sit, vir elkeen wat wil opgee, reik u sterk hand uit om haar en hom op te lig. Dankie dat ek vandag kan bid vir hom en haar, vir nuwe geloof, vir nuwe krag, vir nuwe visie in sy lewe, wat hy en sy dit sal bereik, en hulle nie sal stop nie, in die magtige naam van Jesus. Here, dankie, dat ons vandag op die belofte staan, op die woord staan, en ons dit vat, en ek maak dit myne. Here, dankie vir my pad, dankie vir sy pad, dankie vir haar pad. Ek eer u uit my omstandighede, in Jesus se naam. Amen. Hou goeie moed, klim uit die boot uit. Klim uit die boot uit, vertrou die Here. En wat ek genoem het in die begin, vertraging beteken nie, dat God jou verlaat het nie. Verwerping, sê ook, jou hoop, is nie 'n mens nie, maar in God. Weet jy, mense is jaloers? Weet jy, mense is jaloers op jou salwing, en op dit wat in jou lewe is? Mense kan jou breek, mense kan afgunstig wees, en baie van hulle is ongelukkig baie naby aan ons. Vroom in die dag en uur. Kom ek en jy, staan op God se beloftes, op sy woord. Vir my is dit altyd lekker om so saam met jou te kuier, en staan in oorwinning, stap in deurbraak, klim uit die boot uit, moenie opgee, want jou deurbraak wonderwerk oomblik
is hier, in Jesus se naam. Share, tag iemand, deel hierdie boodskap, want dit is so nodig, dat ander nie uitmis op dit wat God ook so vandag vir jou en vir hom en haar wil sê nie. My Pastor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier en baie blessings. Sien julle môre aand. God bless.